Op hierdie week se episode van Buite en Buskruit gaan jag ons in die Noordwes by Nala Safaris, saam met die groot springboklegende Adrian Strauss. Ons het kom swart-wit pense jag en ek het die kans gekry om 'n goue wildebeeste te jag. Daar was leeu's wat ons gevoer het en ons het so 'n klein veranderingkie gemaak in die skietkompetisie. Ons het met groot 500 kaliber dubbelloop gewere geskiet. Die lekkerste kos in die bestaan van Buite en Buskruit geëet. En ons is bederf in 'n 5-ster lodge soos jy nog nooit gesien het. Ek is Antas en ek het groot geword in die Afrika bos. Met 'n Mauser teen my sy, my voete in die sand en biltong in my gas. Ek jag en vang al vis van kleins af en ek het paar vriende genooi om saam met my te jag en dalk so 'n bietjie vis te vang en hulle stories te deel. Nala Safaris is geleë in die koppies net buite die dorpie Swazirenike. Die mooiste uitsig begroet ons met oop grasvlaktes en kameeldoringbome. Honderde diere staan op die vlak. Hier kan jy jouself in 'n oogwink en die skoot van 5-ster gemak verloor. Ons word op die hande gedra deur hartsmense wat die kuns van safari verfyn het tot op die uiterste. Ons kom swart-wit pens jag in die hartjie van die Noordwes. Toe ek die oproep van Adam af kry om met te vra of ek saam met hom wil jag, is dit verseker nie 'n geleentheid wat ek sou vermis nie. En as ek nou terugkyk, iets waaroor ek definitief nie spyt nie. Ek en Adrian saam gery vanaf Pretoria, 'n 4-ure rit tot net buitekant Swazirenike. Daar kry ons die bordjie wat sê Nala Safaris. Ons vat die pad op en ons sien hoog bo teen die berg is daar die pragtigste lodge. Ons word begroet met warm lappies en ons karre word sommer vir ons afgedra. Hier voel ek redelik bederf. My ou vriend, baie welkom. Adam, baie dankie. Dis lekker om hier te wees. Ja man, ek het uitgesien om saam met jou te jag al vir 'n hele rukkie. Ons wil 'n paar keer probeer, maar nou het ons dit uiteindelik reg gekry. Uiteindelik ja, en ek kan nie aan 'n beter maandag dink as hierdie nie. Dis die beste maandag nie. Ja, die ander sit nou in verkeer vas, nê. Ja. En vloek mekaar en. Maar ons is hier by Nala Safaris, net so buitekant Swazirenike. En die man het vir ons gesê, ons het 'n oop spyskaart. Ons kan skiet net wat ons lus het. Hoe lyk dit met 'n seibel? Seibel, enige tyd. Ek Is nie bekommerd like Margie. Ek sien nooit vir my gaste vooraf nie, maar ek hoor jy kyk die program. So jy weet daar is 'n bietjie van 'n verrassing wat op jou wag. So ons het 'n skietkompetisie. Ons gaan met die 9mm skiet. Ons gaan met die jaggeweer natuurlik 'n skotel wat skiet en met die eier. Maar ek dink ons gaan die jaggeweer omdat die wind so lekker waai, gaan ons lekker naby skiet op so 900 meter. Dit vir my goed. Goed na plan. Ons kyk. Ons is reguit skietbaan toe om met daai skietkompetisie te begin. Adam het my bietjie verras na die eerste seisoen van Buite en Buskruit. Het ek so 'n idee gehad wat op my wag in die skietkompetisie, maar ja, hy het so 'n bietjie 'n kinkel ingegooi en hy het bietjie anders gelyk hierdie keer. Marco, ek wil jou graag voorstel. Hierdie ou sê hy het die rappiebal gespeel. Dis Adrian Strauss. Maar Marco, aangename kennis. nou my vriend, elke episode van Buite en Buskruit oorhandig ons daarom vir ons gaste 'n persent. Daar's vir jou 'n paar kamaste. Ag, dankie. En dan sien ek, jy het met jou ou pellets en geweersakkie aangekom. Ja, Dis hoekom hy nie toe gaan nie, nee. presies dit ja. Nou SSG het vir jou 'n pragtige nuwe sak gegee. Ek hoop hy jou weer vir jare lank. Baie dankie. Waardeer dit. Thanks, dankie. Baie dankie. Ja, laat ons loop met die skoot. Maar jou vriend, wat ons gaan doen is, ons gaan werk op 'n 3-2-1. Jy kry 3 rondes met die CZ-PO7 op die 9mm om op 10 meter 2 botteltjies raak te skiet. Dan gaan jy nou ongelukkig met een van my ander wapens ook moet skiet. Dis nou waar jy nou agterstand het teenoor my. Want jy het nou nog nie met hom geskiet nie. Dan gaan ons met die eier met die 223 op 100 meter uit die vuis uit hierdie valplaas skiet. En dan gaan ons terugstap tot op 900 meter. En jy gaan met jou eie geweer en ek met my eie geweer gaan ons kyk of ons op 900 meter ietsie kan raak skiet. Alright. Dis regte. Jy's Dankie. eerste. Baie dankie. Pistool, nie iets waarmee ek so gemaklik is nie.
Atta papa. Ja, ek het een botteltjie raak geskiet, Adam natuurlik ook. Right my broer, ons is gelyk. Die volgende ene is die IR 223 op 100 meter. Omdat ek vat hierdie gelyk, ek moet sê daai botteltjie van jou het eintlik 3 skote en so die een elk self die een die gelyk op sal ek vat hier. Okay, fantasties, let's go. Ek hou nie daarvan as 'n rugby kaptein in my wen en iets wat ek veronderstel is om te wen nie. Maar ek gaan nie met hom stry nie, hy gaan nou slaan. Gelyk op. Ja, toe die IR volg, ja, dit was nogal opwindend geweest. Die eerste keer wat ek so na 'n teiken toe geskiet het met die IR. Ons het elkeen 2 skote gekry. Weer eens was ons gelyk. Skietkompetisies is gewoonlik my forte. En meeste van die tyd kom die manne maar met my wapen skiet wat ek veronderstel is om redelik goed te ken. Maar hierdie boerseun uit Philippolis het vir my 'n paar lesse kom gee oor skiet. Adam, sien jy nou dingetjie daar al ver aan die kant? Ek gaan nie so ver op vakansie. Ons sit hier so op 845 meter met 'n wind van agter af. Hoe voel jy? Ek dink nie my kanse is te goed met hierdie toerusting wat ek het nie. Ek probeer uitwerk of ek 4 of 5 meter bo moet mik. Ek sal maar hoop vir die beste. Okay my broer, jy's die eerste is total. Ons skiet toe op 850 meter omtrent, probeer ons 'n gong raak skiet en ek moes meters en meters bo die teiken mik. En ek het nog steeds 'n bietjie kort geval, maar dit was baie lekker geweest. Die windjie het gewaai. Ek hou nie van gelyk op speelgames. Ja, dis nie ideaal nie, so ek glo ons sal nog 'n geleentheid kry. Ons gaan verseker ietsie doen. Maar eerste ding is eerste. Kom ons gaan jag nou broer. Kom ons gaan. En dis tyd vir ons om te gaan jag. Daar was 'n klein verrassing, want Mark het vir ons gesê dat ons 2 goue wildebeeste kan skiet. Maar so op die nippertjie van die oomblik besluit hy dat Adrian wel 'n swartwit pensbul in hierdie pragtige Noordwesplaas kan jag. Marco, toe sê jy ons kan wragtig gesê wil skiet. Ja, ag Adam, ek dink 'n seibel is op enige jagter se bucketlist op jou einde van die dag. So ja, dink ons kan dit lekker maak. So kies baie seibels op die plaas, so ons sal die regte een kry. Fantasties. Yes, baie dankie my broer. Dis 'n groot voorreg. En ek kry baie kans om te jag. So Attie, jy gaan die seibels. Ja, dankie Marco. Ek moet sê dit sal 'n eerste wees en 'n baie groot oomblik. So baie dankie daarvoor. Nee, dit is baie plesier. Ag en dus julle kan sien dit raak bietjie oop hierso, maar julle het dan ingeskiet op 850. Iewers reg. Fantasties. Nou ja, kom ons gaan kyk of ons daai pragtige seibel vir jou 'n pak slaag af. Marco, dis nou 'n groot oomblik en die wind stoot vandag. Wat se planne gaan ons maak vir hierdie swartwit pens? Man, Adam, ek dink ons gaan ry en ons gaan kyk wat ons kan kry. Hier is dele wat hy baie ryg word en dan dele waar hy oop is. So ons gaan probeer so naby as moontlik kom aan hom waar die wind reg is, dat ons 'n goeie skoot kan kry dat dit te ver is nie. Dis 'n baie mooi area hierdie. En ja, hier's baie seibels, ons sal die regte een kry. Ek gaan nie eens skiet nie, kyk hoe bewe ek. Hierdie gaan lekker wees. Ons sien hierdie 6 pragtige swartwit pensbulle. Marco sê vir ons dis tyd om af te klim. Nou gaan ons stokke vat en 'n hentjie staan. Keer op keer kry ons hierdie bulle, maar hulle wil net nie vir ons mooi staan nie.
Ons loop so 8 km agter hulle aan en toe kry Adrian sy skoot. Soos 'n mens se hart maar klop as jy aanlê vir 'n skoot op 'n bok, was dit die keer net soveel erger geweest vir die ouens om jou, die adrenalien wat gepomp het, my hart wat regtig uit my borskas uitklim, voel of ek fiksheid gedoen het op 'n maandagooggend. Marco identifiseer die bok wat ek moet skiet, omdat dit suiwel is wil ek ook net 100% seker maak. Ek kyk eers op, toe weer deur die teleskoop en toe ek seker is ek is op die regte een, toe trek ek sneller. Hierdie is 'n wildman oomblik. Voor heel regs. Dis hy. Ja, Daar's hy. Daar's hy. My ou broer. Sit hom daar. Lekker. Oh, dankie hoor. Thanks. Jy moet vir Marco Dankie, Marco, baie dankie hoor. Yes my ou Mattie. Dis 'n bitter mooi swartwit pens. Marco, wat skat jy die horinglengte is? ek het hom so 41 duim. 41 duim. Ja, is 40 en 42. Nou sy Latynse naam is Tragolaphus niger en dis 'n verskriklike mooi bok. Dis een van die sterkste bokke in die natuur. Hulle is groot vegters, een van die mooiste bokke in ons bos in Suid-Afrika. Adrian, my ou vriend, gaan jy hierdie darm teen jou muur in die slaapkamer of so by die bed? Ja, ek gaan verseker opgaan ergens. Die slaapkamer is nog 'n bietjie debatteerbaar of ek sal toestemming gaan kry. Maar nee, wat dis ongelooflik. Dis vir my 'n verskriklike mooi bok en dis 'n massiewe voorreg en dis 10 teen 1 keer in 'n lewenstyd vir my, so ja, ek kan net weer vir julle sê baie dankie. Dis baie spesiaal. Baie dankie. My ou Mattie, in Duitsland het hulle 'n baie mooi tradisie wat hulle noem Weidmannsheil. Jy sal sien hier in my hoed, as ek my hoed afval, is daar so 'n plekkie vir 'n grassie of 'n takkie. Nou wat ons doen is die dier word op sy regtersy gedraai en as ons 'n takkie op sy wond, 'n takkie in sy mond, is sy laaste maaltyd. En laaste takkie sit in jou hoed, so die ander jagters jou kan groet met die woorde Weidmannsheil en jy sal sê Weidmannstak. My broer, eens in 'n leeftyd, Weidmannsheil. Weidmannstam. Na 'n lang dag se jag, besluit ek en Adrian om te gaan sit en so ietsie te vat vir die stres, terwyl die son sak oor hierdie pragtige plek wat ons noem die Noordwes. Jy het 'n ongelooflike lewe gehad om saam met die Springbokke te toer en rugby te speel. Vertel my 'n bietjie meer daarvan. Jy weet, ek wil weet hoe voel dit om uit te draf teen die All Blacks? Ja, en dan ek moet vir jou sê vandag was my ongelooflik lekker om op so 'n mooi plaas in die veld te kan wees met redelike billike geselskap. Baie dankie. Ja, was baie lekker geweest en om 'n seibel te kon skiet, ongelooflike ervaring en om wat jy nou vra is om vir die bokke te kon speel, dit was die grootste droom wat ek gehad het. Ek kan onthou vandat ek 'n klein chokkertjie was, in die tuin van 'n swart pyp af pale geskop wat natuurlike boom en net 'n tak was dit my grootste droom. So om vir die bok te speel was 'n eenhelse voorreg geweest en so ook elke ander game. Mens weet is tydelik, so ek het elke oomblik geniet. Dit was my baie lekker. Dit is my lekker om nou vir die bokke te kan kyk, vir die billik te kan kyk, vir die cheetahs te kan kyk met 'n bier in die hand en 'n lekker vleisie te braai ook. So ja, rugby is in ons bloed, is in ons are en wat 'n voorreg om te kon deel wees daarvan. Hoe het jy begin jag? Waar daai liefde vandaan?
Nou, ek is eintlik van 'n plaas in Philippolis af, so ek begin jag van 'n baie jong ouderdom af, maar ek was nog altyd lief vir die natuur en ek is nog steeds, so ek dink jy weet die gejaag van die stad en die wêreld en werk en net om voor te kom in die lewe, om net bietjie buite te kom in die natuur te kom, dis waar ek my rus kry, dis waar ek my vrede kry en ek dink jy is 'n beter plek om jouself te aard as in die natuur. Ja, So absoluut. Soos ons almal weet, is daar baie mense wat gekant is teen jag en daar's 'n groot geveg altyd vir my om vir mense te verduidelik dat die sinergie tussen jag en bewaring is so kardinaal. Hoekom sal jy sê moet ons jag? Want vir my is dit 'n moetjag. Ons moet jag. ja, ek dink dit is baie belangrik om te kan jag. Ek dink die eerste punt natuurlik is vir kos. Ek dink die manier hoe die vleis aangewend word, jy self is betrokke by projekte wat dit regtig vir 'n goeie doel aanwend. So ek dink dit is baie belangrik en ek dink dit is iets wat ons verseker moet bewaar. Nou ek het al baie lodges geslaap en oorgebly, maar hierdie is wragtig een met die beste uitsig wat ek in jare gesien het en die verblyf is net ongelooflik. Ja, dit is ongelooflik. Dit is lekker om hier te sit, saam met jou en Water natuurlik, né? dis 'n soda watertjie. Soda. Ja, dis vir die gesondheid. Hierdie is skoon koud. Ja, om net bietjie uit te kyk, die sonsondergang dop te hou en ek moet sê ons was bietjie haastig hier in en uit om in die veld te kom, maar om die kamers en die lodge te sien is ongelooflik. Die kos wat ons vanoggend geëet het, Ja. ja, dis bietjie van 'n bederf. Ek is nie so gewoond daaraan. Hierdie is 'n chef wat speel nie, né? Hy kan kos. Ja, ek kan heel goed. My oomaatie, dis 'n voorreg om saam met jou te deel op die volgende Jaggie Gattos. Baie dankie. Dis 'n voorreg om hier te wees. By die 4 laat aand besluit ek en Adrian om die gitare te vat. Ek natuurlik 'n blou bil en as ek nie mis het nie, hy ook. Maar toe ook 'n Vrystater het. Kyk wat gebeur. Daar's 'n plek waar jy rugby gespeel het wat ek van hou om te noem die heilige grond. Dit is baie naby my huis. Daai plek se naam is Loftus Versveld. En 'n goeie vriend van my met die naam van Steve Hofmeyer het 'n liedjie geskryf. Die blou bil het nie van die vloer af nie. Die blou bil weet nie van verloor af nie. Die blou bil sukkel nie sy roer af nie. O, nou vra jy my vir wie ek skree. Ek skree nie wip en nie, ek bly 'n bil. Ek skree nie wip en nie, ek bly 'n bil. Ek skree nie Vrystaat nie. Huh? Wat nou? Ek speel my rugby hier in Bloemfontein, al by die wit sneltrein. I wasn't satisfied. I walked the Currie Cup again. I started training hard. I by die varsity. So I went Vrystaat in my wit jersey. Going fast with a cheetah on my chest. Going fast where the States are playing alright. Going fast, you know I feel alright. Cheers my chomma. Dis 'n ongelooflike voorreg om uitnodiging te kry om 'n goue wildebees te skiet. En hierdie was vandag my geleentheid gewees. 'n Nuwe dag het gebreek, my ou vriend. Yes, ek het lekker geslaap gisterand, Ja. lekker geëet, Hoorie, sien uit. het ons gisterand nie gepraat oor daai steak nie. Dit was die beste steak wat ek en jy in ons lewe geëet. Ongelooflik, ek sê saam weer. Ons gaan vir Sydney kry om ons te help met die kos maak en deel van die exercise. Maar eers dis nou tyd, ek het 'n geleentheid om 'n goue wildebees te skiet. So ek wil 'n bietjie uitgaan met Marco, maar ek hoor jy gaan ook nog ietsie plat trek vir my. Ek gaan saam met jou stap, dan Ja. kyk ons hoe gaan dit. As daar ook iets gebeur, dan sal dit great wees. Want wat is op jou lysie? Swart wildebees, Swart. indien moontlik. Fantasties. Kom ons gaan kry dit. Marco het gesê ons kan nie die kompetisie so eindig nie, gelyk op nie. So hy het vir ons die 500 Nitro Express beskikbaar gestel. Ons gaan weer probeer botteltjies skiet en ons sal sien wat gebeur, maar ek dink die druk gaan dalk bietjie te veel wees vir Adam die keer.
Ek hou nie van wat jy nou met my wil doen nie. Adam, wat het vanoggend het ons besluit is nog steeds gelyk op. So ons moes 'n plan maak en ons het besluit ons gaan dieselfde doen as wat ons met die handgeweer gedoen het. En dan gaan we die 500 nitro skiet. Op 20 meter, weer 2 botteltjies en ja, jy het 2 patrone om al 2 botteltjies om te skiet. Hoe swaar is hierdie punte? Dis 570 grein. So moet liewer nie al 2 trek, die al 2 snel is. Hier kom moeilikheid. My skouers is klaar blou. Ek weet dit. Ja, ek het die kompetisie gewen. Anders as rugby is dit nie 'n omgewing waar jy hoef nederig te wees nie. So ek kan 'n groot praat hier by die jagveld en wat 'n ongelooflike ervaring. Geluk, baie broer. Jy wen my, vir die eerste keer is iemand wat my wen op my program. So baie geluk. Daar is ek wil nie verder met jou praat nie. Soek. Baie opgewonde en sien uit en ek glo hy gaan 'n 1 skootbok kry. So jy sê hulle is hier naby. Ja, ek het 3 bulle gesien wat hier voor is. So ek dink wat ons wil doen, ons moet net, die wind is baie sleg vandag. So ek dink ons moet net om hulle probeer kom, dat ons hier van reg kry en dan kyk hoe naby kan ons kom. Hulle staan op 'n oop stuk. So, as gaan kyk, ons sal geen skuiling gebruik wat ons het, maar as dit op is dit op. Kom ons kyk hoe lekker kan ons aan inplek. Ons sien 'n paar bulle alleen staan van ver af op die oop vlak. Die skoot gaan nie maklik wees nie, want die wind blaas vandag soos hy nie moes geblaas het nie. Ek lê aan net voordat die skoot kon klap, hardloop die bulle weg. Marco sê vir my, daai was in elk geval nie groot genoeg nie. Daar's beslis 'n groter bul nie ver van hier af nie. Ons klim op die voet en ons stap af na die volgende pannetjie toe. En daar, so wonderbewonder, staan hier die pragtige goue wildebeestbul. Marco sit die stokke neer, ek sit die 300 Win map op en soos gewoonlik sal my hart natuurlik, soos die eerste keer wat ek gejag het, uit my keel uitklop. Ek kry elke keer bolkoors. Ek kyk deur die teleskoop en ek sien hierdie is 'n reus van 'n goue wildebees. Die Mauser vat korrel. Ek trek die skoot saggies af. Hy's op die blad. Daar was geen fout. Ja man. Ek is nie ou wat hou daarvan om bokke te meet nie, want ek is nie 'n trofeejagter. Eintlik maar eksklusief 'n vleisjagter. Maar so nou en dan is daar 'n bok wat gemeet moet word en hierdie was een van daai. Marco het die bok gemeet en hy trek 'n hele 28,5 duim op die lengte. Hierdie ene sal definitief in die Roland woordboeke opgeteken word. Dis die eerste keer wat ek kans kry om 'n goue wildebees te skiet. En dan kry jy nog die geleentheid om so 'n reusagtige dier te skiet. Dit is ongelooflik. Hierdie is die diere wat geteel is deur die boere reg oor Suid-Afrika. En hulle was op 'n stadium so verskriklik diere dat Suid-Afrikaners hulle nooit sou kon jag nie. Hulle was nie eens geoormerk vir jag daai tyd nie, was teeldiere gewees. En nou is dit op 'n stadium waar ons ook die geleentheid kan hê as Suid-Afrikaanse jagters, biltongjagters, om hierdie fantastiese diere te kom skiet met hierdie mooi pelse. Iets unieks wat ons nooit voorheen kon doen nie. So Marco, ongelooflike voorreg, baie dankie daarvoor. En ek dink baie soos wat hierdie bil ons geleentheid het, kon nie 'n beter spoedplaas kon gee nie. Dit was 158 meter, die konkurrensie en het 'n bietjie gekwoter. Ons het behalve nie heel kantel gehad nie, maar 'n bietjie gekwoter na ons toe. En jy het kom presies geskiet waar jy moes. Hy is beseker deur die longe. Hy sou beseker hard ook geraak het. Die bil het verder gehard, 100 meter, kalverweker, ja. En hy het die kom neerpal. Toe ons hier kom was hy klaar dood gewees. En ons was heeltyd op hom gewees. So, ek dink jy kon 'n beter skootblasing op hom gegee het nie. Dis 'n ongelooflike bil.
mooi keer, Yes, karakter, absoluut. Alles wat alles wat moet hê. wat mens wil hê. Marco het besluit dit sal voerdag wees hier by Nala Safaris vir die leeu's. Hierdie is die naaste wat ek so wragtig nog gekom het aan lewende kwaai leeu's. Ons is voorwaar bederf met van die lekkerste kos wat ons al ooit geëet het. En Sydney gaan nou vir ons wys, hoe maak jy regtig 'n beestert? Ek voel vreeslik bederf om te gedoen het wat ons hierdie week gedoen het hier. Ons het gejag, ongelooflikste diere. En ek en jy het gisterand na ete by mekaar gekom en gesê, ons het al by van die grootste plekke in Suid-Afrika en reg oor die wêreld geëet, maar ons het nog nooit 'n steak soos gisterand so geproe. Adam, nee, jy presies soos jy nou sê, ek het vir jou gisterand ook gesê, lekkerste steak wat ek al geëet het, maar al die kos was groot bederf en 5 ster natuurlik kwaliteit en was ongelooflik lekker, baie dankie. Nee, kerels, groot plesier. Ek is bly julle gaan hierdie by ons hier by Nala Safaris. Ja. So, maar vanaand gaan ons nou 'n heerlike okstelpot maak. Bietjie meer bederf vanaand. Wat beter setting wil ou hê? Met hierdie pragtige Ja, Nou vertel ons, wat gaan ons maak vanaand? okstel wat ek al so 'n bietjie voor die tyd gekook het, so halfpad gaar. En wat ek gaan doen is, ek gaan eie en die mushrooms saam in die pot sit. Ja. Bietjie saamgehaar maak en dan die swartpeper saam. Die sous gaan die basis wees van die okstel, omdat hy geprekook was. So as dit dan ingaan, dan sit ek my oregano gaan in en dan my tomato paste. So dan gaan ek dit nou 'n bietjie kook en karameliseer. Dan met my lockdown wyn gaan ons hom deglaze. Wat is dit? Wat is dit? Ek hoor daai term heeltyd by die grand mense, waar ek kom by die ons. Ja, nee, wel dis basies wat nou onder in die pot nou vasgebrand het. Af te haal, om daai geur, want daar's baie van hy smaak wat onder in jou pot lê. Ja. So dit gaan ek nou gebruik om dit nou af te haal en dit nou deel te maak incorporate into the sauce. As dit nou klaar is, okstel in. Fantasties. Dan gaan ons hom so 'n bietjie laat prit, water by, deksel op en dan kuier ons verder. Hoe lank? Ek gaan hom so vir so 'n uur gaan ek hom laat prit. Ek bly hom toets so elke 15 minute of so. Roer jy hom dan heeltemal om of roer dit? Nee. Baie ouens sê jy roer nie aan 'n pot nie, maar dis nie waar nie, hoor. Okay. Nee, ek roer hom, toets hom met 'n mes en as hy amper nou ordentlik deursag is, kan 'n man maar sê. Dan begin ek nou stelselmatig die groente byvoer. So dan gaan die wortels by en dan ek het aardappels wat ek later sal byvoeg en dan hou ek nou die groente dop. So sodra die aardappel en die wortel amper sag is, dan begin ek die ander soos die patty pans en die zucchinis heel laaste byvoeg omdat hulle die vinnigste vat. Ja. En dan is dit nou net 'n kwessie van bietjie dik maak en bedien. Ek glo julle ouens gaan dit geniet. Wat nou al die ander kos wat ons gehad het, kan ek nie anders dink as wat hierdie gaan 5 sterre in eerste klas wees. Ja. Maar baie sterkte maar. Ja, nee, baie dankie. So kom ons doen dit dan.
Ja, wat 'n ervaring. Ek wil net vir almal by Buiten Buskruit, Nala Safaris, Marco, baie dankie vir iets wat ek in my lewe nie gaan vergeet nie. Ongelooflike jagnaweek. Baie dankie.